Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende se koerantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Gert. Jennifer, goeiemôre en goeiemôre meneer Breitenbach. Meneer van Westhuizen. Ek het my Pretoria rekord daar by die hek gaan haal gister en toe ek kom oopslaan toe sien ek wie is op die voorblad meneer Breitenbach. By 'n Kersboom. Ja. O, ja. Tannies met selfone, hulle is oral deesdae. Ek weet nie of dit 'n selfoon daai is, dit is 'n baie mooi foto. Maar dit is goed Pier dan as 'n mens bekendes op jou koerant voorblad kan sien, is altyd 'n goeie ding. Berigtes, nie bekendes. Bekendes. Kom ons hou dit maar. As jy berig het jy ietsie gekry by die Kersmark. Ja, koekies. Ek sou vir 'n Kersfeeskoekie, my ja, masker. Kersfeeskoekies is lekker. Gert, ons begin volgende by kommerwekkende gesprek eintlik en dit is die jeugwerkloosheidssyfer. Ja, Jennifer, ek het hard gesoek na goeie nuus, maar ek kon nie goeie nuus kry gisterand. Ja, ek weet nie. Miskien het ek op 'n verkeerde tyd gesoek. Maar jeugwerkloosheid is 'n baie groot probleem, nie net in Suid-Afrika nie, selfs in Europa en plekke soos daai. Nou wil mense dit weer tot 'n nasionale krisis verklaar hê. Ek weet nie of as goed tot 'n nasionale krisis verklaar word of dit enigstens gaan help nie. As jy nou kyk na geslagsgeweld, is tot 'n nasionale krisis verklaar. Kyk hoe tree MK maandag op teenoor die speaker van KwaZulu-Natal. Jy weet dit wys ook net vir jou hoe skynheilig politieke partye soos MK's nou reik hulle hierdie verklaringe uit. Ons is teen geweld teen vroue gekant. Maar kyk hoe behandel hulle die speaker. Ek weet nie, die samelewing moet regtig daartoe verbind wees om krisisse soos die op te los. En die regering. Dis al hoe dit opgelos kan word. Ek dink nie as jy sê ding is 'n nasionale krisis, gaan daar enigiets anders gebeur nie, behalwe as jy ekstra bronne daaraan toewys, ekstra mense daaraan toewys om daaraan te werk. Maar jeugwerkloosheid is 'n baie groot krisis. Dis 'n tydbom wat ons mee sit. Baie mense raak moedeloos, hulle wil nie meer eers vir werk aansoek doen nie. Wat help dit om deur al die matriek en universiteit te gaan as jy sonder 'n werk gaan sit? So ons het baie harde werk om daar te doen. Ek dink die regering sal moet kyk na sekere beleide, hoe hy sekere goed toepas, waar werk geskep kan word. Ja, so dit is 'n baie groot probleem. En ek dink die artikel praat van iets soos 3.5 miljoen jeugdiges wat nie swat nie en ook nie 'n werk het nie, wat dan eintlik of niks doen nie, verstaan? Wat eintlik maar moet opgegee het. Wat moet opgegee het. En dis maar nogal hartseer om te weet, maar gaan oor die algeheel nie net onder die jeug nie. Ons werkloosheidssyfer is 'n probleem. Ja, ek sien Amerika sien dit ook nou weer toegeneem, jy weet, reg oor die wêreld. En nou is daar mense wat natuurlik bevrees is met die koms van kunsmatige intelligensie gaan er nog meer werke verlore gaan. So ons sal nou maar sien hoe dit ook gaan uitspeel. Maar ek sal regtig wil sien dat dit by ons 'n bietjie verminder want dit is regtig baie hoog in Suid-Afrika. Ek weet daar's mense wat meen dit is oor die 40% die werklike werkloosheidssyfer. Dis geweldig hoog, nee. Dis omtrent een uit elke 3 mense. Ja. Gert het my verbaas as daar altyd 'n presidensiële verklaring moet wees of 'n noodtoestand deur die presidentsie afgekondig moet word. Dis nie daar waar die probleem opgelos word nie. As 'n mens kyk na partytetiek, ek bedoel daar is mos 'n jeugliga by die ANC. Is hulle nie werk nie om seker te maak dat die jeug na gekyk word? Hulle sal bietjie moet kyk dat die jeug na gekyk word. Dis juist by die jeugliga se kongres waar dit gesê is. Jy weet so hulle sal bietjie moet kyk daarna. Die jeugliga van die ANC was in 'n stadium 'n baie magtige organisasie, maar dis deur Julius Malema heeltemal vernietig basies. Dit begin nou eers maar weer terugkom half en half. Jy weet, maar ek dink die jeug self moet ook 'n groter rol speel. Jy weet, en dis hoekom jy graag ook meer jong mense in regering wil sien in besluitnemende posisies. Jy weet, want hulle moet vir die toekoms sorg. Hulle kan nie net vir die nou sorg. Ja. En dan kyk jy mense na dat staatsdepartemente wat gelas is met onderwys, arbeid, ekonomiese ontwikkeling. En dan dink jy miskien moet hulle meer doen. Miskien is dit juis hulle verantwoordelikheid om ekonomie op te tel in steede van die agterkant af werk en mense probeer indruk in plekke waar daar nie werk is nie. Skep die geleentheid, skep besigheid, skep 'n kans vir groei. Ja, jy weet Pierre, van onder af, van bo af, van die middel af, van oral moet dit kom en daar's baie vakante poste in die staatsdienste vir dokters byvoorbeeld, onderwysers, ons kort meer onderwysers en ons moet jy weet baie mense sê natuurlik as jy jou onderwys verbeter, gaan die hele situasie handomkeer verander. Ons onderwysstelsel is te swak veral vir mense wat voorheen benadeeld is. Kom ons noem dit nou maar so, dis baie swak. En daar sal plan daarmee gemaak moet word. Die regering sal daarmee plan maak. Hy wil nou van volgende jaar af mense van voorskool af, jy weet, voorskoolse onderwys begin, maar daar is nie geld en plek en onderwysers daarvoor nie. Ek weet nie hoe dit gaan gebeur nie. Almal kyk na Bella en dink hulle taal. Mense moet na Bella kyk en dink waar gaan al hierdie mense wat voorskoolse onderrig moet kry heen gaan? Wat gaan van hulle word? En nie net waarheen nie, waar is die opgeleide onderwysers van daai ook? Ja. Jy weet en ek dink nog steeds van hierdie onderwysvakbonde is heeltemal te magtig. Hulle beheer dinge en dit moenie so werk.
Ja. Dit moet nie so werk. Dan kom mense by ons manier van kinders grootmaak in hier Suid-Afrika. Dan is sê ons ons alweer ver van werkloosheid af, maar ek meen al die Ja. goed hou verband. Dit moet die hele samelewing moet saamwerk om 'n einde daaraan te maak. hoeveel gesinne of families met 'n ouma groot word met 'n klomp Ja, kinders. ja, Dit is ja. tog 'n ouer se verantwoordelikheid om jou kind op hulle voete te kry na skool en dis so baie komplekse kwessie. Ja, Baie is 'n komplekse kwessie. Dan in die straat afgemaai in Johannesburg. Jep, die bekende radio- en televisieaanbieder Warren Warwickstock, oftewel DJ Warras, is in Johannesburg doodgeskiet daar naby die Carlton sentrum. Dit lyk soos 'n grypmoord, whatever jy dit noem. Daar's niks gesteel nie. Die 3 mans was daar, hulle het hom geskiet. Blykbaar hou dit verband is wat kinderstories sê met 'n gebou wat hy beheer wat deur een van die gekaapte tipe geboue is. Maar dis ontstellend dat mense net so in die straat doodgeskiet word natuurlik, veral as dit bekende mense is. Ja, daar word baie mense in die strate doodgeskiet, maar ons aandag word altyd daarop gefestig eers as dit 'n bekende mens is. Jy weet, maar ek sien Johannesburg, daar's groot probleme in Johannesburg se middestad en ek sien die partye het al klaar politieke munt uit hierdie voorval uit probeer slaan. Want Action SA het gisterand laat 'n verklaring uitgereik en gesê net 'n sterk burgemeester sal dinge kan regkry. Nou weet ek nie of hulle voorspraak maak vir Herman Mashaba nie. Hulle het nog nie 'n burgemeesterskandidaat nie. Maar ons kry gereeld uitnodigings na legacy tours van Herman Mashaba om te wys hoe goed hy in Johannesburg was toe hy burgemeester was. So mense sal nou sien en dan is daar natuurlik Helen Zille daarso en ek dink die ANC moet nog besluit wie hulle burgemeester gaan wees nadat Dara Morero die leierskapstryd in Gauteng verloor het. So dis baie interessant om te sien wat gaan gebeur. Hier ook, ek sien die ANC het hierso in Pretoria ook leiers gekies. Ongelukkig is dit nou weer mense wat verdink word van allerlei skelmstreke en van die ANC se hernuwinge daar 'n week na die hoofraadsvergadering nog nie veel gekom nie. Jy weet, dus ek stem saam met Snoekie Zikalala van die Veteranenliga laat al hoe meer mense moet uit die leierskap uitgeskei word wat verdink word van korrupsie, anders gaan die mense nooit weer vir die ANC stem nie. Ja, mens moet. En hy sê ook baie meer mense behoort op sy te staan. Jy weet, nou word daar gesê, kyk, ons is baie besig met ons hernuwingsproses. Kyk hoeveel mense staan op sy. Maar dan kry jy sulke mense in die leierskap hier. Ja. Nou ja, Gert, ek dink dit is kommerwekkend dat ons by 'n plek is waar mense letterlik op die straat doodgeskiet word of hulle bekend is of nie, dat en dat dit dat die misdadigers voel, hulle kan dit doen. Hulle dink nie 2 keer daaroor nie en dis my kommerwekkend dat ons by 'n plek is waar misdadigers eintlik net voel, "Oh wel, ek kan dit doen." ja, maar geluister na die Mandlanga kommissie dan kom jy agter hoekom is daar so voel nie. Daar sal groot werk gedoen moet word met ons polisie. Ek hoop hulle kan daai kommissies vinnig afhandel en ek hoop hierdie keer tree die regering daadwerklik en vinnig op. Ja, vinnig moet opgetree word. Mense is nie meer bang nie, Jennifer. Hulle dink nie hulle gaan gevang word nie. So jy kan sê hulle is aan die doodstraf whatever kry. Dit gaan mense nie afskrik nie. Want hulle hele idee is jy pleeg in elk geval nie misdaad met die idee dat jy gevang gaan word. En hier by ons is dit nog makliker lyk dit vir my. Gert, dan moet ons gesels oor bekende Hollywood akteur en director, skien dat ek my woord verkeerd. Regisseur, 'n bekende akteur en regisseur wat gesterf het, maar ook toe nou opspraak gemaak het van Donald Trump het baie te sê daaroor. Ja. Rob Reiner, die Hollywood regisseur wat saam met sy vrou doodgeskiet is deur hulle kind wat 31 is dink ek, wat is sy naam, Nick of so iets. Dis verskriklik nie. Ek is so 'n storie net so kort voor Kersfees. Jy weet mense sal nou wel weet wat daartoe gelei het presies, maar hy en sy pa was glo die aand voor die tyd in 'n stryery betrokke. En alles jy weet hy was 'n uitstekende regisseur. Ek meen ons almal onthou When Harry Met Sally en ek dink 'n Feel Good Man is seker een van die top 20 rolprente van alle tye, jy weet. Ek het gisterand weer na daai slottoneel gekyk. Dis net ongelooflike 'n film gewees, jy weet, en dit sal altyd bly voortleef. Dit is sy erflating. Ja. Aan die ander kant wonder mense wat die erflating van die Amerikaanse president gaan wees, want hy het nou weer bewys met sy uitspraak oor Rob Reiner se dood wat hy gesê het Reiner is verantwoordelik vir sy eie dood en allerlei ander lelike goed van hom gesê. Ek weet nie hoe laag hy nog kan daal nie. Hoe kan hy nog veel laer daal? Ek weet nie. Jy weet mense sê nee, maar moet hom nie aanvat nie, maar hy kan dit en dit. Ek het gesien op Truth Social het selfs sy eie ondersteuners van sê hy gaan nou te ver. Jy weet maar ek weet net nie of daar enige gevoel van menslikheid meer daar is in die Withuis nie. Dit lyk in elk geval nou soos 'n ek weet nie met al daai fake goud en goeders daar lyk dit in elk geval nie meer na 'n plek waar ernstig regeer word nie. En mense kan mens nou maar uittrap omdat jy anti-Trump is, maar soos Liz Cheney gesê het, jy weet, Trump gaan weggaan. Hy gaan eendag nie meer daar wees nie. Maar die smet van Trump gaan nog aan jou bly kleef. En hierdie is 'n baie goeie voorbeeld. En mense kan nou maar aangaan en
'n mens, ja, ek dink net 'n mens moet jou daarteen uitspreek. Hy het natuurlik baie probleme van sy eie. Daar's die Epstein-vals, daar's die bekleierery met mede-Republikeine. Liz Cheney nie. Marjorie Greene het weggegaan. Sy is een van die sy het groot geld ingebring na die Republikeinse party. Daar's probleme met gesondheid. So daar's probleme met die lewenskoste wat al hoe duurder word. Daai ekonomiese beloftes kom nie na vore nie. Daar is die aanvalle op Venezuelaanse skepe. Dit is verskriklik. Dit is eintlik iemand wat die Nobelprys wil hê, maar hy doen sy bes om 'n oorlog met Venezuela te begin. Na bewering oor dwelmmiddels, maar net 5% van die dwelmmiddels in Amerika kom uit Venezuela, die meeste kom uit Mexico uit. So, hoekom val jy Venezuela aan as jy omdat jy hulle olie wil hê? Jy weet, daar's baie goed hierso wat net nie sin maak nie. Mense kan nou maar aangaan, hy krap dit om en hy's dit en dat. Ons het dit nie nodig. Ek dink nie ons het dit nou op die oomblik nodig nie. Ek dink dalk moet ek maar eerder ophou praat voor ek gaan net sê, ek dink enige persoon wat vermoor word, is dit nie menslik om dan iets te sê soos jy dit verdien of jy verdien was nie direk te word nie. Soos met Charlie Cook se moord. Menslikheid. Onthou jy het hulle aangegaan toe Cook vermoor is. Toe staan sommer 'n veld van stapel gestuur mense wat bly is daaroor gaan hulle werke verloor. So gaan hy nou sy werk verloor. So ek dink net nie maak die saak wie vermoor is nie. Ek dink dit is onmenslik om iets negatief te sê of per se die persoon het dit self op homself gebring. Ek dink daar's 'n lyn en ek dink daai lyn is oorgesteek. Ja, dis is met Kirk ook die mense gesê het hy het dit op homself gebring. Niemand verdien om doodgeskiet te word nie. Jy weet, as sê nou ek dink dis ons volgende storie, die Bondi aanval daar in Australië. Niemand verdien om so doodgeskiet te word nie. Dit is verskriklik om vrouens en kinders dood te skiet. Ek sien die mense word nou begrawe, daar's nou ondersoeke na alles wat gedoen word. Die man kom blykbaar uit Indië uit. Die seun was al op die intelligensiedienste se radar. Jy weet, daar's die man, dapper man wat hulle aan die seun oorval het en sy wapen van hom al weggeneem het. Kyk, hierdie gebeur natuurlik elke dag in Gaza, maar die wêreld maak nie so groot ding daarvan nie, maar hierdie is dit kan net op geen manier goed gepraat word nie. Jy weet, en dit is vir my nog skrikwekkender dat Benjamin Netanyahu, die premier van Israel, probeer om politieke minderheid te slaan, te sê dis Australië se skuld omdat hulle 'n staat vir die Palestynë steun. En Anthony Albanese, die eerste minister van Australië, het hom baie goed geantwoord, jy weet. En ek dink regtig Netanyahu moet maar kyk na wat hy doen, voer hy oorlog om uit die tronk uit te bly, soos baie mense beweer, jy weet. En dit laat mense, jy weet, maar dis ook nie reg dat mense alle Jode haat omdat Netanyahu dit doen nie. Jy moet die Israeliese regering aanvat. Jy moet die Israeliese regering onderskei van gewone Jode. Ja. Dis nie te sê as jy 'n Jood is, keer jy goed wat die Israeliese regering doen nie. En dis nie te sê dat as jy 'n Jood is jy dan 'n teiken nie. Dis verkeerd, dit sal nooit reg wees om onskuldige mense dood te skiet, vrouens en kinders voor die voet af te maai terwyl hulle godsdienstige fees op die strand hou nie. Ek meen dieselfde het al in Gaza gebeur met kinders wat sokker op die strand speel wat deur 'n bom doodgemaak is en so aan, maar die een ding maak nie die ander ding reg. Albei is verkeerd. Altwee is verkeerd. So ook die voortsleepende oorloë in Afrika wat niemand regtig meer aandag aan gee. Nee, jy weet Pierre, ek sien dit daar by die in Sudan, jy weet, daar's nou van die Rapid Support Forces probeer nou massa slagtings wegsteek. Dan sien ek op CNN 'n berig van die regeringsmagte wat ook mense begrawe in groot massagrafte en hulle in lyke in kanale gooi. Die regeringsmagte word beskuldig van etniese suiwering. Jy weet, ek nou gisteraan kyk en mense soek goeie nuus. Mense nie wat 'n lekker Kersfees gaan hê omtrent as die wapenvervaardigers. Ja. Ek weet nie hoe slaap jy in die aand as jy weet jou wapens wat jy vervaardig rig hierdie skade aan. Jy weet Amerika wat hom heilig noem, verkoop wapens aan die Verenigde Arabiese Emirate. Die Verenigde Arabiese Emirate verskaf wapens aan die Rapid Support Forces. Israel se wapens is oral in die wêreld baie gewild want dit word getoets in Gaza. Jy weet, ek dink regtig, dis Eisenhower wat gesê het, jy weet, in Amerika is daai military industrial complex. En 'n mens wonder wat sal gebeur as al hierdie oorlog net skielik stop. Maar ek dink die wapenvervaardigers raak te magtig. Hulle te veel sê, te veel invloed. Jy weet, en ek dink regtig ons moet daarna begin kyk vir al hierdie oorlog. Francesca Albanese sê dit die hele tyd, die spesiale rapporteur oor Palestina se besette gebiede in die VN. Sy sê dit die hele tyd. Sy sê mens moet kyk na wie baat uit sulke oorloë uit. Jy weet, ek weet nie of mense dit kan stop nie, maar mens kan nie net stil bly daaroor. Ja, hulle praat van sedert 2023 is 13 miljoen mense indeem in Sudan. 13 miljoen en dis iets waar ons praat nie. Ons praat nooit oor Sudan nie. Dis die grootste ondeemdingskrisis in die wêreld. 13 miljoen mense in 2 jaar. Baie erger as in Palestina en as in Oekraïne. So, dis mense wat nie huis en die mense wat nie kos het om te eet nie, daar gaan weer 'n hongersnood ontstaan. Wie
kan daar ingryp om vrede te bewerkstellig? Is daar enige ander Stel Afrika enige iemand weermag? belang. Dit lyk Stel asof die wêreld belang Ja, dit lyk net of die wêreld dit vergeet het. Ons kan nie daar ingryp nie. Ons weermag is nie in staat daartoe om in te gryp nie. Ek weet nie of jy ook moet ingryp in 'n vreemde oorlog nie, maar jy moet iewers iets doen. Jy weet, ek weet dit nie wat nie. Ons het nou gekyk, sanksies help nie. Daar's sanksies teen Israel, daar's sanksies teen Rusland. Dit help nie. Jy weet, ek weet nie wat sal 'n mens moet doen nie. Jy weet, dit is net ja, dis net hierdie jy weet ons het nou gepraat nou oor medemenslikheid. Dis net hierdie menslikheid wat ontbreek, nee. Hoekom wil jy nou vrouens en kinders doodmaak net omdat hulle 'n ander taal praat, omdat hulle van 'n ander groep is? Ek weet net nie, die wêreld raak vir my baie te mekaar. Gert, kom ons sluit af met uitputtende feestyd. Ja, Jennifer, voel jy baie fris en vrolik op die oomblik? Nie nou vanoggend nie, Gert, maar oor die algeheel as ek nog gaan kyk. Nee, Jennifer, hier's nou 'n storie van sosiale moegheid, social fatigue. Dis eintlik so mooi in Engels, social fatigue. Mense sê jy is eintlik veronderstel om oor hierdie tyd te reis, maar almal is opgestres. Want jy moet nou kyk as jy vakansie reg. Jy het nou 5 dae oor tydwerk om te sorg dat iemand van jou plek gaan werk terwyl jy op verlof is reg is. Jy moet kyk na al die afsprake wat jy moet nakom. Het jy nou vir die een vergeet jy daai en vergeet jy moet persente koop. Jy moet vakansies reël. Dis net een totale gemors en teen 2 Januarie is jy totaal uitgeput. En as jy ek is, dan gaan jy teen 2 Januarie nog meer moedeloos wees van my verjaarsdag sal ek moet deurbring in 'n warm stadion in Rustenburg by die ANC se 8 Januarie saamtrek. So dit hou net nie op nie. Dit is maar net die datums wat verander nie. Ek weet nie probeer ons onsself flous deur te dink ons is op vakansie en as dit nou 'n nuwe jaar is dit beter en jy het gerus. Ek weet. Gert, dalk moet ons beter raak om te gaan. Hier's my grense. Baie dankie ek wil jou sien, maar kort ook rus. Baie dankie, ek weet ek moet werk, maar ek gaan ook bietjie afskakel. Maar kyk nou meneer Breitenberg wat nou gevra het vir 3 ekstra ure. Dis so belangrik as met daai 3 ekstra ure kan jy nou sê hulle hierso in die storie, jy weet jy moet nou maar ook vir jou grense stel wat baie moeilik is as jy 'n salaristrekker is, jy weet. Ja. Veral ons wat nou deur die staat betaal word om lelike goed oor sekere mense te skryf. Ja. Volgens die kommentaar. Maar nou nou sê hulle jy moet maar kyk ook by jou huis net doen goedjies staan by die huis. Pak hierdie ou stukkie reg vandag. Al doen jy net dit dan voel jy al meer tevrede daarmee. Wat kry tyd vir dit? Ek het nou gister boeke van die garage af na my spaarkamer toe gedra. Te voel jy beter. Nee, nie eintlik nie. Want nou moet ek weer plek kry vir daai boeke wat in die spaarkamer is. O, goeieste. Okay, Gert, jammer. Dit hou net nooit op nie, soos daai goedjies wat op daai trapwiele trap hamsters. Dan kom ons 2 Januarie, dan is dit weer volgende jaar Kersfees. 2 Januarie. Kyk hoe lyk alles, die winkels, alles is besig, dit is 'n gejaag. Gert, ek hoop jy kry iewers rus. Dit voel vir my of jy dit kort. Ek doen Jennifer, ja, dis 'n hulpkreet. Gert, dankie vir die saamgesels vanoggend. Ek dink wat ons weggeneem van vanoggend af eintlik is dat ons bietjie meer menslikheid kort oor hierdie tyd en reg oor die wêreld. Ek dink dis so belangrik. Dankie Jennifer. Dis Gert van die Westhuizen. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.